Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat ons vanmôre weer kan saam wees so rondom die wonderlike woord van die Here. Ek is die Here nog dankbaar dat ek die tyd kan inruim om hierdie oordenkings op te neem en dan ook die waarheid van u woord so elke môre in u midde neer te lê. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons groot wysheid sal gee en insig sal gee om die woord van die Here ter harte te neem, te verstaan, uit te leef, om dan ook sy naam te verheerlik in alles wat ons doen. Ek wil vanmôre vir u die baie besondere Halleluja lied 143 lees, net so 1 of 2 versies. Daar staan: bring my die ou tyding, die tyding van Gods heil. Nou hierdie woordjie heil is die verlossing van die Here, die tyding van Gods heil, van Jesus sondaarsliefde, die liefde sonder pyl. En dan bring dit my eenvoudig, soos vir 'n kindjie klein, want ek is swak en nietig, ja hulpeloos en ontrein. Vers 2 sê: bring my die tyding duidelik, dat ek dit kan verstaan. Vertel my hoe die heiland my van die vloek ontslaan. Bring my die tyding dikwels, want ek vergeet so gou, lang voor die middaghitte smelt reeds die môre dou. En vers 4 sê: bring my dieselfde tyding en wil my dan versterk, as wêreldsin en sonde in my verslapping werk. En as ek ginse glorie met brekend oog aanskou, bring my dan nog die tyding slegs Jesus kan bou. Pragtige Halleluja lied. En dan vriende, hierdie Halleluja lied leer vir ons dat God sy evangelie verander nie. Dit gaan altyd oor die feit dat God sy liefde in Christus openbaar het aan sondaar mense soos u en ek, en dat daar vir ons redding en verlossing is. Ons moet hierdie tyding dikwels hoor, ons moet dit gereeld hoor, ons moet dit op 'n eenvoudige manier hoor, sodat ons ook kan leer hoe ons dan met vrymoedigheid hierdie God tegemoet kan gaan in die heerlikheid. Mag die Here genade gee dat vanmôre se boodskap ook vir u tot seën sal dien, en dat u hart dan versterk sal word in die waarheid van God se woord. Nou vir die vanmôre se tema is verkeerde advies en wat die Bybel ons leer. En dit gaan maar oor die klomp geslagte wat die sosioloë bepaal het oor die afgelope 100 jaar. Nou vriende, hierdie geslagte word opgedeel in die 4 belangrikste wat ek vanmôre vir u gaan noem, die bepaalde raad wat vir hierdie geslagte gegee is en eintlik maar hoe hulle geleef het, en dan ook wat die Bybel vir ons wil kom leer oor die bepaalde gedagte van hoe moet ons as mens leef om waarlik die seën en die vrede van die Here in ons lewens te ervaar. Nou die 4 bekende geslagte en die tydsglewe waar die sosioloog dit ingedeel het, is in die eerste plek die babyboomers. Nou, u het al seker almal van hulle gehoor. Die babyboomers is die geslag van 43 tot 60, hulle wat gebore is in 1943 tot 1960, en vriende, die prominente gedagte daar, en die belangrike aspek wat uitstaan van hierdie geslag, is vind jouself. Hierdie mense was aangemoedig om hulle self te vind, om op hierdie ontdekkingsreis te gaan, om hulle self te vind. Wie is ek? En waarom is ek hier? En wat doen ek hier? En die meeste van hierdie mense het hulle self in so 'n manier gevind dat hulle in gruwelike sondes verval het. En u ken baie van hierdie tydsglewe en tydsaspekte, wat dan ook baie sonde geopenbaar het in hierdie babyboomer geslag. Ons vind die generasie X of Generation X geslag, gebore 61 tot 81, nou ek val in hierdie kategorie, en vriende, die prominente gedagte hier, of die sentrale gedagte hier was, dat ons onsself moet verbeter, hard werk, ons moet uit ons moeilike omstandighede kom, die antwoord lê in onsself, verbeter jouself, verbeter jou situasie. Sielkind het hier 'n geweldige impak gehad op hierdie geslag, waarvan die mens prominent was, en dat die mens homself kan verbeter. Hy het nie iets of iemand anders te nodig nie, maar die antwoord lê eintlik in homself, en hy moet homself en sy situasie verbeter. Dan kry ons die millennials, vriende, hulle is van 82 tot 94, en hierdie geslag was geleer om hulle self lief te hê. Wees lief vir jouself, pamperlang jouself, vertroetel jouself, klop jouself op die skouer en vertel vir jouself hoe wonderlik jy is. En ek beleef tans die hartseer gevolge van hierdie geslag. Nie almal nie, maar meeste van hulle is arrogant, meeste van hulle selfgesentreerd, hulle dink net aan hulle self, egskeiding skiet die hoogte in, want elkeen wil homself laat geld. Ek is die belangrikste, ek is die middelpunt van hierdie heelal. En die hartseer gevolge van hierdie swak en verkeerde advies en raad wat gegee was. En dan praat ons van generasie Z. En ag vriende, dit is die mense wat gebore is in 95 en 2010, so ek vir u sê, die sosioloog het hierdie geslagte so ingedeel, of kom ons sê hierdie generasie so ingedeel, hoekom en waarom, is nie altyd seker nie, hulle sê maar, daar was seker uitstaande aspekte rondom hierdie geslagte, maar hierdie generasie Z is die gedagte van ontdek jouself, dat jy op 'n ontdekkingsreis moet gaan, om dan
jouself te ontdek. En nie net jouself nie, maar vriende, die boosheid wat in jou hart skuil, wat na vore kom. As ons sien in hierdie afgelope paar, dekades, hoe mense in gruwelike sondes verval. En vriende, alles is reg. Jy kan ewe skielik verander van 'n man na 'n vrou. Daar is nou debatte wat al vir jare aangaan in parlemente, waar mense redeneer, kan 'n man swanger word of nie? Kan 'n man 'n vrou wees? Kan 'n vrou 'n man wees? Kinders is ewe skielik diere, hierdie ene identifiseer as 'n hond en 'n kat en 'n weet nie wat alles nie. Ek wil vir u sê, dis 'n malgeslag. En die rede daarvoor is omdat ons advies kry buite die Bybel. En nou wil ek vanaand of vanmôre vir u hierdie baie besondere gedagte kom deurgee, wat die Bybel vir ons sê, wie en wat u en ek is, en daar basies maar net een geslag is, en dit is 'n gesondige geslag, 'n sondige generasie, wat die Here God nodig het. Kom ek lees vir u, wat sê die Here self, en waarom ek vir u lees, wat die Here sê is, omdat hy ons geskaap het, hy is ons skepper, hy is die een voor wie ons eendag gaan staan, en die rekenskap van ons lewens gaan gee, ons leef op sy aarde as gaste, hy is die gasheer, hy het sy woord vir ons gegee, vriende, en u en ek gaan rekenskap gee, of ons daarvan hou of nie, of ons dit glo of nie, of ons dit verwerp al dan nie, dis irrelevant. Die Bybel sê vir ons in Matteus 16 vers 24, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens, as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee, as losprys vir sy siel? Kan nie agterkom, vriende, wat die Here se antwoord is? Elke generasie is gebore op presies dieselfde manier. In sonde, in duisternis, in ongeregtigheid. Ons wil die begeertes van ons vader, die duiwel, ten uitvoer bring, ten alle koste. Vriende, ons wil onsself vind, ons wil onsself lief hê, ons wil onsself verbeter, ons wil onsself ontdek, ons wil wees wie ons graag wil wees, dink ons is, en wat die ou vyand in ons bose harte vir ons ek wil amper sê, prent. Daarom beleef ons al hierdie boosheid, en die Here sê, luister, al hierdie dinge sal jou in die ewigheid, in die verlore verdoemenis laat opeindig. Die Bybel praat van die poel van vuur, waar die vuur nie uitgeblus sal word nie, waar die wurm nie sterf nie, waar mense hulle tonge kou van die pyn. Dis die hartseer realiteit. Elke generasie sal voor God gaan staan, en as ons nie by die Here uitgekom het nie, sal ons by hom hoor gaan weg, ek het jou nooit geken nie. So wat is die Bybelse advies? Eerste plek, vriende, verloon jouself. Die antwoord vir jou lewe en jou redding is nie in jouself nie. Dis nie om jouself te verbeter nie. Dis nie in jou werk of in jou geld of in jou omstandighede nie. Dis in die Here te vind. As jy jou lewe wil red, as alles oor jou self gaan, sal jy dit in die ewigheid verloor, sê vers 25. Maar as jy dit ter wille van Christus verloor, sal jy in die ewigheid dit terugkry, sal jy hierdie wonderlike beloning ontvang. En dan die groot waarskuwing. Wat baat dit die mens? Wat help dit as jy die hele wêreld win? As jy die skatrykste man op aarde is, en jy het jou siel verloor? Die Bybel sê dit sal 'n dwaase transaksie wees wat jy gemaak het. 'n Dwaase besluit. Daarom gee ek nie om wat die sosioloog sê oor die verskillende generasies nie. Ek vra jou, het jy al by die kruis van Golgotha kom kniel? Want elke generasie het Christus nodig. En daarom is sy wonderlike, liefdevolle, genade uitnodiging nog in hierdie dag. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele. As u in hierdie môre die Here nog nie ken nie, dan weet ek u is een wat rus soek vir u siel. Daar is een plek om rus te vind, dis by Christus Jesus, die gekruisigde lam, wat opgestaan het uit die dood, die hel, die graf oorwin het, wat opgevaar het na die hemel, en gesê het, kyk, ek kom gou weer, en ek sal julle neem om by my te wees. Kyk, ek maak alles nuut, sê die Here. Daarom pleit ek by u, dat u hierdie gedeelte in Matteus 16, vers 24 tot 28 sal bestudeer, bidend sal bestudeer, en sal sê, Here, hier is ek. Neem my lewe, laat dit Heer u gewy wees, meer en meer. Vriende, groete vir u, seën mooi dag verder.